Vandag se praatjie is 'n bietjie van 'n voortsetting op laasweek se wat gegaan het oor oorlog en toe gebeur hierdie week. So tussen die kinders van die duiwel hier in. Dis om 'n kind van die duiwel met neus ook aan te val. Maar ja, dit was 'n wille week julle en dit is net 'n bietjie van daai ding van weer daar's 'n groter storie agter die gang, agter alles aan die gang hoor. Ons het hoekom die ou wat die hoof is van die Fellowship of Christian Churches in Africa, het ons sy storie vertel, want ons sien toe op hulle website dat hy was vir 8 maande in hospitaal. En nou sê jy, miskien moet met die ou gaan praat, daar kan ons 'n bietjie help. Ja, want ek luister na goeders wat hy vertel het, skus tog, oor wat toe in die organisasie gebeur in daai tyd. Toe sê ek vir Corneille, hierdie klink soos witchcraft. En ek sê te vir ou wat so nog in hospitaal is, 'n 10 soos 'n serieus ongeluk op iets. Ek weet nie of dit geestelike goed is nie. In elk geval ons gaan sien hom toe en praat en dan sê vir ons nie te persoonlik raak nie, maar hoekom is jy so siek geweest? En wat gebeur het is hulle het 'n heks ek weet nie of hulle hekse noem hulle hekse, witches. Blykbaar is hulle hekse. Okay, maar die lot van die rooi indiane, daai lot wat rookies blaas en goed te doen, so 'n girl het in 'n organisasie ingekom, as deel van 'n organisasie en opgewerk en eventually het hy haar gevat en haar exposed en sy het hom gekus en alles het opgepak. En dit was 8 maande fight om hom weer terug te kry waar hy is. Ja. En in daai tyd het die storie amper geïmplode en 'n klomp stories en ek het net weer besef hierdie ons kan maak wat ons wil en ons kan veilig wees en God beskerm ons definitief, maar daar is definitief aanval. So vandag is 'n bietjie voortsetting op daai topik. Ek wil net meer oor een aspek daarvan praat, bietjie meer en dit is oor bevryding. Want bevryding is nie net vir mense of ek dink is meer vir mense wat die Here ken as mense wat hom nie ken nie. En ek dink so oor een of twee redes. Die een ding is net want ek verwys nie noodwendig dat demoonbesetting nie, want as jy vir mense sê bevryding, dink hulle jy het 'n demoon in jou, sataniste het demone, ons het nie. En daar is spekulasie oor of kan 'n weergebore van geesvervulde kind van die Here demoon besete wees of nie. En jy net toe daar aan toe, maar daar's definitief demoniese invloed op ons en op ons as kinders van die Here. En ons, as julle onthou laas ek sê preek, ons gaan ooreenkomste met Satan aan 'n manier as ons inkoop en sy leuns wat hy vir ons voorhou. Hy kan jou nie rondslomp net nie, maar hy gee vir jou leuns en dis waar die emosionele wonde vandaan kom. Hy hou die leuns voor, ons sê ons glo dit, gemors. Ons gee maar 'n vasdruk plek of 'n handvatsel, die Efesiërs. Die ander rede hoekom ek dink 'n bevryding is meer van God se kindertjies as nie, is julle almal ken hierdie ou storie. In Matteus 12, as jy jou Bybel vandag gaan bring met jy maar jou vingers lank lek, maar jy gaan baie blaai. Is 'n bietjie hier daar oral. Maar in Matteus 12 is die storie van vers 43. Van wat gebeur as jy net 'n gees wegjaag en nie worry oor die res nie. En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgevee en versier. Ewe. Dan gaan hy en neem 7 ander slegtere geeste as hy self met hom saam en hulle kom in en woon daar en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. So dit is ook om as mense by ons opdaag en sommer net want dit het al gebeur ons ek dink dis ons hulle blootgestel of gedink dit is dalk mense wat wil infiltreer by eens is 'n ou bel my en ons bied aan vir mense ons doen geestelike genesing vir hulle op sulke tipe van goede. Hy bel my en sê hy wil bevryding doen. En deel van wat ons gelukkig geleer het is dat jy kry sommer net bevryding doen nie oor hierdie en mense aan die ander kant van die geestelike storie, sataniste en daai tipe van mense gebruik dit om krag te kry want hulle verstaan hierdie ding van ja, gees weg kom nog 7 terug. So hulle gaan na mense en sê bevry my en hulle deel nie met die res nie en hulle dis wat hulle sê wat gebeur. So ek dink bevryding is juis vir kindertjies van die Here. Want ons moet alles wegkry wat ons saamsleep omdat ons emosionele bonde het. En ons moet daarmee deel. Daar is geen punt om hulle weg te jaag as ons nie deel met die res nie. Want hulle kom net weer terug. Waar staan die kerk op hierdie stadium ten opsigte van hierdie storie? Baie evangelistiese kerke sê, van Christus het ons niet gemaak, alles is niet, ons hoef nie, of nee, skies nie dit nie. Dit sê die vyand is 'n verslaande vyand, Satan is verslaan. En omdat dit so is, hoef jy nie oor om te worry nie.
Kolossense 2 is die gedeelte wat hulle quote, ek gaan julle dit lees. Kolossense 2 nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Nuwe Testament sê hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. So hulle sê dis wat dit gebeur het. Satan is nie meer 'n issue vir ons nie. En hierdie geskrif is heeltemal 100% waar. Satan is 'n verslaande vyand. Maar dis nie al wat die Bybel daar sê nie. Ek gaan net laat ons so na 'n paar ander goed kyk. As jy wil blaai na 1 Petrus toe. 1 Petrus 5. Vers 8 en 9. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hoe moet julle teestaan? Staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Wees nugter en waaksaam. Klink vir my, om die duiwel te ignoreer is nie 'n nugter ding nie. En ons moet rekenskap hou met Satan en sê, want mense dink van die duiwel gaan jou 'n bietjie moeilik maak. Hy wil jou verwoes. Hierso is verslind. Dis nie sommer net hy sê pyn en die ding is nie, kom breek my plek hier op nie. Hy wil jou verwoes. So wees wakker, sê die Bybel. As jy net so 'n bietjie terugblaai, Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Dis sommige van die siekels ook, van onderwerp aan God se eerste ding, en dis hoe die duiwel kan weerstaan. Nou, om vir iemand te sê weerstaan die duiwel, sê ek my pointless weerstaan die aanval was nie. Want weerstand beteken iets stoot teen jou, anders is dan die weerstand nie. So, iets druk my, jy weerstaan daai ding, en dis die duiwel. 1 Johannes 5 vers 19. En die eerste gedeelte daarvan, sê het al dan maar gekyk. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. So dit sê net weer die wêreld, die organisasies, die industrie, die entertainment, die besighede, onderwys, al daai goed lê in die mag van die bose. Dis wat ons te doen kry. Jy kan nie die duiwel ignoreer nie, want hierdie verse is net soveel waar soos die ander. So daar is plek vir al twee. Bevryding is bloot die wegjaag gedeelte van die bose magte of demone of gevalle engele of Satan homself, whatever dit wil noem of as sien. En ons doen dit in die autoriteit wat ons van Christus gekry het. Om dit in 'n boksie te sit, dink ek pas dit dalk onder gawes van genesing in. Hoe weet jy wat se gawes jy het? Hoe het die disippels geweet wat se gawes hulle gekry het? Ek onthou as ek altyd sulke ontdek jou plek kursusse gedoen van ontdek jou gawes en goede. En as ek in die Bybel kyk, het Jesus nooit vir sy disippels gesê, okay, jy gaan kanker voorbid en jy gaan voorbid vir mense wat mal is en jy gaan dit doen en jy gaan wat ook al doen nie. Hy het vir hulle opdragte gegee van ek gee julle autoriteit. Gaan doen. En dit boys. En hy het dan 'n bietjie meer in Bybeltaal gesê. Sê wie? Okay, die mense het 'n bietjie meer in Bybeltaal neergeskryf vir ons. Maar dis die kort van die storie. So in Lukas 9 vers 1 en hy het sy 12 disippels saamgeroep en aan hulle mag gegee en gesag gegee oor al die duiwels en om siekes te genees. So dis sy eerste 12 disippels. Toe later toe hy nog 'n paar bykry en na hierdie dinge, dis Lukas 10, en na hierdie dinge het die Here weer 70 ander aangestel en hulle 2 voor hom uitgestuur na elke stad en plek waar hy sou kom. So eers gee hy vir die een en toe sommer nog 'n klop. En hy stuur hulle uit en later as jy kyk, ek dink by vers 17 rond. En die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam. En dit is my nogal interessant, ek het nie oorspronklik ingehaat nie, maar Jesus se reaksie op die storie is amper soos 'n En toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem in die hemel sien val. Ek gee julle aan die krag en die mag om slange en skorpioene en alle goed wonderlike dinge te doen. En wees eerder bly dat julle name in die boek van die lewe geskryf is. En dis my soos die Here is, almal as hierdie en hy sê, but of course, die Satan is gewen. Het hom gesien val.
So dit is hoe ek dink ons uitvind hoe ons gawes werk. Ons gaan uit in die autoriteit wat Jesus vir ons gegee het. En ons eksperimenteer met dit. En in praktyk is dit premies dink ek hoe dit werk. Van, ek weet al, hierdie ding van net kry 'n ou met 'n fisiese siekte en ek bid vir hom, werk die minste van die tyd, julle. Ek weet dit was anders. En dit is my groot frustrasie, maar ek het eintlik nie daai gawe gekry om sommer net vir mense net so te bid na opsoek. Dit het al gebeur. Ek het al mense gebid en hulle word om hulle gesond van fisiese goed. Maar wat ek wel sien is met die emosionele goede word hulle, ek kan nie dink aan mense wat al deur ander gegaan het wat nie gesond geword het nie of beter word nie. So daar is definitief goed wat jy gaan ontdek wat die Here jou mee vir jou gegee het. Wat jy mee moet werk, want Jesus het ons gesê, gaan doen julle in my werk. Toe hy weg is, gaan doen julle my werk, en ek is toegerus om my dinge te doen. Jy moet net gaan loeker en uitvind wat hy vir jou gegee het, spesifiek. Jesus het sy autoriteit vir al sy disippels gegee, en ek dink dit is vir ons ook so. Maar dit is soos om die evangelie te verkondig. Almal van ons het daar opdrag, verkondig die evangelie en dat doen allerlei dinge. Maar nie almal van ons is evangeliste nie. En ek dink dit is op 'n soortgelyke manier wat ons hierdie ding hanteer van almal het nie noodwendig die gawe van genesing nie, maar almal het autoriteit oor die bose en oor siekte gekry. Die lekker ding van bevryding of geestelike oorlog of al daai tipe van goede, voordat my enige gawe is. Dit is nie net goed vir jou of vir die ou vir wie dit doen nie, dit is goed vir jou. Dit verdiep jou verhouding met die Here. God het sy kerk so lief. Hy wil hulle nie net kom red nie. Hy wil hulle kom vrymaak. Hy wil hulle die rus gee, hy het vir ons rus beloof. Hy wil hê ons moet die vryheid wat hy gebring het geniet. En hy wil hê daai ding van ons is 'n totale nuwe mens wat hulle koud uit in 2 Korintiërs 5 uit. Hy wil hê jy moet alles goed ervaar. En dit is waar bevryding gaan. Dis nie misterieus nie, dis nie vrees aan die hand nie. Dit is nie iets weirds nie. Dit behoort alledaags te wees vir ons en 'n half deel van die normale dinge. Ek bedoel nie alledaags soos jy sê van loop elke dag en dryf demone uit nie. Dis net as jy daarmee te doen kry, deel daarmee. Dis nie iets snaaks nie. Okay. Die Bybel neem Satan en demone ernstig op. Ons was nou al baie daar, so geen ding wat ek binne vir lees vir julle, maar Lukas 4 weer waar Jesus praat oor die gees van die Here is op my en dat ek sal om al goed te vir julle doen. Ek kom julle vrymaak, ek kom julle genees. Hy kondig sy missie aan. Want mense is beroof van al die goede deur Satan. Want hy is die heerser van hierdie wêreld, sê die Bybel. En Satan se planne van verwoesting is reg hierdie Bybel. Ek meen dit begin in Genesis al. Satan baie duidelik betrokke daarso. Volgende storie blykbaar kronologies was Job geweest. Satan is baie duidelik daarso in die roer van sake. En met Israel elke oorlog wat hulle ingaan, as daar twak is, as hulle agter vals gode aanloop, is daar altyd Satan in die agtergrond besig om hierdie ding te manoeuvreer. En dan gaan die storie oor in die Nuwe Testament. Ons het laasweek ook 'n bietjie daarna gekyk van met Jesus se geboorte al probeer Satan doodmaak. Sy seentjie, toe hy nog 'n seentjie was. As 'n jong man probeer hom verlei in die woestyn. Met sy kruisiging, dog Satan, hy staan agter en grin nog, te backfire die storie. Maar agter al hierdie goede staan hy. Nadat Jesus weg is, gaan die storie ook aan, van hoe Satan se invloed in die goede is. En ek wil net vinnig na 'n paar stukkies kyk, net dat jy dan my sien, ek stryk goed met my duim uit, net staan ek sê daar dat die duiwel is aan die roer agter alles. In Handelinge 5, is die storie van Ananias en Sapphira. En jy ken die storie, ek gaan dit lees, ek wil net lees. Johannes 5, nee, die sal sê nie. Handelinge 5. Ok, julle weet net, Robert, Ananias is verder kom lieg oor die geld wat die kerk gebring het. Dit is vers 3. Toe sê Paulus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul of in die Heilige Gees te lieg? Ons doen dit. Die Heilige Gees staan agter die storie en orkestreer die ding mooi. Ons laat hom toe. Handelinge 16 is die storie van die slawe meisie wat 'n fortuinteller was. Vers 16 tot 18. En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons te, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het.
Sy het Paulus en ons gevolg en geskree en gesê, hierdie manne is die dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Sy sê nie, dit is verkeerd nie. En dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en vir die Gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op daardie selfde oomblik uitgegaan. Toe sy eienaars obviously baie boos oor hulle besigheid bietjie in die tande geskop is. En ek sit dink op 'n praktiese manier kan dit so gebeur. Imagine jy staan daar voor by sy paadjie en hy sê, julle kom in hierso, gemeente van ware lewe, hulle gaan julle vryheid en allerlei dinge verkondig. Die Gees agter is net nie reg gewees nie. En Paulus stel hierdie ding op. En dan op 'n paar plekke net in die briewe, apostoliese briewe, 1 Korintiërs 10. Hier is net te wys dat Satan is aan die manoeuvre oral nog deur die Bybelse stories. Ons kan nie net ignoreer nie. Partykeer is dit 'n baie duidelike ding. Partykeer is dit meer subtiel. 1 Korintiërs 10 vers 21. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van duiwels nie. 2 Korintiërs 4 vers 4. Ek gaan by vers 3 begin. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges en wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heiligheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Dit sê, die bose van hierdie wêreld verblind mense se verstande, hulle kan nie die evangelie raak sien nie. Efesiërs 2 vers 2 is net aan die blaai. Efesiërs 2 vers 2. Ek begin weer 'n bietjie vroeër. En julle het 'n lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Weereens, dis nie sommer net nie, julle mense wandel in ongehoorsaamheid as gevolg van die geeste in die lig. 1 Timoteus 4. Vers 1. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. As jy om die kerke rondom jou kyk en jy kyk na al die vals leringe en goed, dis wat sê, die Bybel staan agter hierdie, of die duiwel staan agter hierdie goed, demone staan agter hierdie goed. Hy inspireer duidelik mense wat geroepe is. Ja. En die Here se kindertjies is om tog te praat. Okay, so ten spyte van al hierdie wat ons nou net gelees het van die uitsprake van die Bybel van wat die duiwel is, die plek wat hy het bekleed, wat lyk soos 'n hogere plek nogals. Ten spyte daarvan is nie Jesus of sy disippels bekommerd obviously oor hulle nie. Hulle deel nogal asof dit net dis nog 'n taak. Hierso is so iets met 'n deel, kom ons deel daarmee. Hulle is nie bang vir dit nie, maar hulle het nie ontken nie. Hulle het net vreesloos opgetree teen dit. Die interessantheid vir my was dat ek kon nêrens opspoor wat mense in die Bybelse tyd die geestelike wêreld bevraagting het nie, soos nou wie sê daar's 'n duiwel of 'n boos. Niks van daai nog gelees nie. Wat ek wel lees is dat hulle Christus autoriteit bevraagteken. Die kerk sê net wie hy is, seun van God en al sulke goed. So dit word bevraagteken, die bestaan van die boos is nie bevraagteken word nie. Paulus was reg, julle. Ken jy die storie? Efesiërs 6 vers 12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en teen die bose geeste in die lig. Dis wat ons fight. En behoort ons kerk dan betrokke te wees by bevryding? Is die vraag. Lukas 11 vers 20. Jesus dryf duiwels uit en hulle kom sê vir hom, jy doen dit met bose geeste se hulp. En hy verduidelik vir hulle kan nie wees nie.
En dan sê hy hierdie ding. Maar as ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom. So, dit lyk hier of bevryding, as jy bose geeste uitdryf in die mag van God, 'n teken is van God se koninkryk is hierso. En is dit dan nodig dat ons God se kinders of gemeente bevryding moet doen ter demonstrasie van hierdie is God se koninkryk, ons is deel van dit? Ek dink so. Ek dink Jesus het baie stories vertel van sy koninkryk, ons weet liefde is deel daarvan, ons weet vergifnis is deel daarvan, en net so is bevryding 'n teken van God se koninkryk. Dis hoe dit lyk. Dit is net Satan word net nie deur liefde oorwin nie, Satan word dan deur krag oorwin. Maar dit is net so 'n prentjie wat van God, van sy kerk en van God wat hy gesien wil hê hierso. Laat gaan na Johannes 20 toe. Mag ek gou? Jy mag. Okay, want ja, ek weet nie wat is die teologiese verduideliking van die koninkryk van God nie, nê? Maar as ek hierdie lees, is dit vir my meer as net 'n teken. Vir my voel dit asof sy heerskappy in jou is dan. So as daai duiwels uitgedryf is, dan is sy heerskappy in jou. En as sy heerskappy in jou is, kan jy net volheid van lewe en vrede ensovoorts ervaar. So dit is my nog meer as 'n teken, maar ek weet nie as ek dit reg verstaan. Nee, en die koninkryk van God is 'n paar dinge, maar dat is onder andere obviously in jou. Okay, en dat dit sy heerskappy is, Ja. kan ek dit daarin trek. Okay. Kyk, ek wil hierso twee goed vir julle link. Die een is Johannes 20 vers 21. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En vat nou daai gedeelte en link dit vir my in die gedeelte in Lukas 4 wat Jesus gesê het om my gekom het. En Jesus sê, die Vader het my gestuur, hy het my gesalf om al die goede te doen. Ek stuur julle soos hy my gestuur het. Beteken ons moet dit gaan doen. Ons moet gaan mense die vryheid verkondig, ons moet die genesing vir hulle vat, ons moet al die goedjies doen wat Jesus gesê het. Hy kom, dit was sy missie, hy sê ek stuur julle net so uit. Dis wat julle moet gaan doen. Hoekom behoort jy betrokke te wees by dit? Ek dink die eenvoudige kort antwoord is wat Jesus het so gesê. Matteus 10 vers 7 tot 8 sê, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit, julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Dis net my so, dis altyd, appies my dan vanuit, jy kry so, gaan deel net uit. En deel daarvan is ons het net, dis so beperk tot die boodskapie van die Here. Dis nie net dit, dis alles wat hy vir ons kom doen het. As jy vry word van goed, gaan deel het. As jy gesond word, gaan deel dit. Alles wat God vir ons kom bring het en kom doen het, deel dit uit. So Jesus het gesê, so, gaan doen hy dinge. En die lekker ding van ons hoef dit nie te doen, julle. God doen dit deur ons. So, hy is nie net geroep nie, hy staan agter jou as hy roep om iets te doen. In Markus 16, die laaste, ek wil vir julle lees, hoe God back-up wat hy beveel het. Vanaf vers 15 tot 20. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, en hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodelik drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. En nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Daar's 'n amazing boek wat ons gelees het, Parallel Evangelism. En dit gaan oor 'n ding van oral in daai ding het in die Bybel het die Here wonderwerke gedoen. Oral. Hy het eers die wonderwerke gedoen en dan gepreek. En ons doen dit baie andersom. Maar die punt is nie die so, God staan agter sy woord. Hy het gesê, sê hy dit gaan doen, gaan hy dit werk. En maar dan net seker 'n bietjie meer omskryf. Behoort jy betrokke
te word by jou. Hoekom? Punt 1 is God verwag het van ons. Hy het vir ons gesê, gaan doen hierdie dinge. Jesus se 3 jaar saam met sy disippels was 'n kursus gewees in, kyk hoe volg ek my Vader, dis wat julle moet doen toe hy weggaan. Soos ek die Vader gevolg het, dis wat julle moet doen. Dis wat hy sy disippels geleer het. Hy het ook sy disippels geleer om kragtig op te tree, of in krag op te tree. Dit was nie net 'n gepraatery nie, en 'n gedoopery nie, dit was ook kragtig optrede gewees. Dis deel van wat hy geleer het. En dit lyk gedeeltes uit wat ons gelees het, of Christus sy autoriteit in opsig vir al die Christene gegee het, of al sy kindertjies gegee het. Daar is nie 'n spesifieke gawe van bevryding. As jy dit iewers in 'n boks wil sit, sê hulle 'n goeie plek om dit te probeer insit is oor gawes, want die Bybel praat van gawes van genesing. Dis hoekom baie mense meer resultate kry deur te bid vir mense met hartprobleme en ander ou spesifiek gaan kanker bid en ander sulke goede. Daar is gawes van genesing sê die Bybel. So net hoe dit werk, ons gehoorsaamheid kom eerste. Christus sê gaan doen dit, ons gaan doen dit. Ons eksperimenteer met die krag wat hy vir ons gegee het en autoriteit en ons ontdek daardeur wat is spesifiek wat God my mee geseën het. So die manier hoe jy dit ontdek is jy kry jou handjies vuil. Die tweede ding hoekom ons betrokke raak by julle is ons word gedryf deur empatie. Mense word gevange of gebonde gehou deur die vyand op baie maniere soos julle nou weet. Almal van ons mense is ek en hy gestel net julle weet. Dis die fantasties van ons word altyd vry. Ons is net so deel van hierdie prentjie. Okay? Dis nie bo dit nie. En die sad ding is mense met hierdie gebondenheid gaan na of beraders of pastore of sielkundiges of psigiaters toe en hulle kry dit bestaan nie. Of jy's mal, sê dalk sielkundige gaan sê met in die Here glo nie. Of net jy's 'n geweldige sondaar, dis moet met jou gebeur. Hoe moet hierdie mense vrykom? Tussen al hierdie opsies. Ja. Net 'n bietjie 'n paar dinge oor wat in die wêreld in die gang is. Statistiek sê ongeveer 50% van volwassenes onder 30 is mishandel as kinders. 40% van vrouens onder 30 is seksueel mishandel. Goed wat aan die geweldig toeneem is, neuhuispraktyke, satanisme, heksery, dis nou ons witchcraft soos in die swartes geloof het. Al daai goed is geweldig aan die toeneem. As jy kyk na die movies oor die bo-natuurlik en hoeveel van sulke toe aan die gang is, dis 'n baie groot ding wat aan die gang is. Bloedrituele tydens geweld. Ons lees die stories in die koerante, ons sit net die doodjies na agter mekaar nie. Daar's planne met baie goed. Baie mense kom in kerke in uit die kultiese agtergronde wat fantasties is, maar as mense met hulle deel nie, kom al goed saam. En dis nie die sogenaamde groot goede. Daar's nog net ons gewone, ons loop met wonde in ons hart rond en dit gee 'n vatplek vir die duiwel en dis hoe die kerk lyk, dis hoekom daar 'n plek daarvoor is en dit is wat ons simpatie gee of empatie gee vir die storie. Is daar ding van mense stikkend en hulle weet nie waar om te gaan met dit nie. Ja. En die boek wat ek gelees het oor sê die ou sê daar's geen statistiek met bewys nie. Hy vermoed net iewers tussen die helfte en 3/4 van enige gemeente is daar mense wat met demoniese nie noodwendig besetting nie, maar gelink aan hulle rondsit en is vir ons dit as ek meen ons moet dit goed. Want ons die altyd moet wegjaag en vertel wie hulle pa en wie's nie. So en dit het natuurlik invloed op enige ding in ons gemeente en whatever. En op jou lewe. Dis gelyk. Die mense jy weet met bevryding ook, ek voel altyd dis ding is my nog baie geplant. Jy moet regtig opgelei wees in daai rigting. Jy moet 'n gees van onderskeiding hê. Baie sterk gees van onderskeiding hê. Ja. Om regtig bevryding te kan doen. Want by party kerke is dit sommer enige Jan Rapp en sy maat wat gaan bevryding doen en demone uitjaag goed. Want weet jy wat daai sataniste kom, daar die siel een keer ons sê, daai sataniste kom in die kerk in. Want dis deel van hulle rangleerklip. Hulle moet kom en hulle moet bijvoorbeeld pastore aanval. Ja. En hulle moet die pastoor die leuns laat glo, want dan klim hy 'n trappie hoër in sy status. Ja. Hy moet in 'n kerk kan inkom en hy moet vir die mense kan ore aansit. Ja. Hy moet gaan vir bevryding en dan is hy nie regtig bevry nie. Ja. Want dis 'n sterretjie op sy voorkop. Ja. Jy het dit reg gekry om mense 'n rad voor die oë te dra. Ja. So mense met jy met 'n baie goeie. Ja. Julle al goed te kom neer op nie so wenig die reëls nie. Daar is vir ons ouers die lekker ding van opleiding kry is dit leer jou wat die Bybel sê net in sisteme en dit maak prentjies in jou kop en okay, dis hoe dit lyk. Ja. Dis die praktiese aandag daarvan, maar dit bly altyd afhanklik van die Heilige Gees, altyd. Ek
dis hoeveel keer sit ons aan daar, dan sit soos in, wat ek voel wat ek moet doen, is wat ek geleer het nie. Maar ek gaan doen, en dit werk. Want dit bly altyd afhanklik van die Heilige Gees. En deel van die rede met die gemeente is, glo ons is dit, die mense het dit nodig. Ons het dit nodig. Ok, derde punt hoekom ons betrokke moet wees daarbij, dit dink ek, is bevryding verhoog jou geloof in Jesus. Jy kan baie dinge van God doen, al van jou eie krag doen. Hierdie ding sonder die Heilige Gees gaan nie gebeur nie. As dit nie opdag vir die job nie, is dan nie 'n job nie. En om te sien hoe God mense bevry van demone, hoe hy hulle wonde genees en vir hulle die lewe en die vryheid en alle goed te bring wat hy gesê het hy gaan doen, is 'n bron van vreugde en opgewondenheid en geestelike verryking en van nederigheid. En op hierdie stadium, in my kop is hierdie gemeente baie groot, net wat julle weet. Ons is nog 'n entjie van daar af, duidelik. Maar dis hoe die kerk in my kop lê. Die ding wat my op hierdie stadium opgewonde hou soos 'n seentjie, is om te sien deur die week wat God in mense se lewens doen. Wat hy doen in die hele tyd. En ek sien dit, en dis wat die spaak in my hou op hierdie stadium. So daar's definitief iets van my geloof in Christus groei op 'n manier wat dit nie anders sou kon as ons nie dit goed gedoen het nie. Dis 'n fantastiese ding om te beleef. Ek dink deel van Paulus se gebed vir Efesiërs 1, maar ek net 'n stukkie van sy gebed. Dis 'n gedeelte wat waar word, wat jy ervaar het. Hy bid vir die verligte oë van verstand en gees van wysheid en allerlei goed. En onder andere, vers 19, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Dis 'n gedeelte van 'n gebed wat Paulus vir die disippels gebid het, of vir die gemeente gebid het, wat ons ervaar op hierdie manier, is 'n bevryding van God se krag in ons, in die kragtige goed wat hy doen. Dis 'n amazing ding om te beleef. So die voordeel van bevryding is nie net vir die wat vrykom nie. Dis ook vir ons wat die bevryding doen, in Jesus se autoriteit. God roep ons eerstens om naby hom te wees, en ek dink dis hoekom jy naby God voel. Dit behoort nie 'n verrassing te wees dat dit so werk nie, maar net het julle gesien Markus 3. Markus 3 vers 14. En hy het 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees. En hy hulle kon uitstuur om te preek en mag te hê om siekes te genees en die duiwels uit te dryf. Dis die heel eerste punt. Christus het sy disippels vir die eerste rede om by hom te wees. En op grond daarvan stuur hy hulle uit om al die dinge te doen. So volgende wil ek afsluit met 2 dinge. Eerste punt is, moet nooit ophou met die selfondersoek nie. Moet nooit ophou om jou binnekant uit te sort en die verdieping van jou denke nie. Ons almal moet vrykom van die emosionele bonde wat ons dra, sodat daar minder vatplek is. En die tweede ding is, word deel van ons gemeente se roeping, wat ons ook al wil noem, om hierdie opsie vir mense te hê, om te sê, God het vir jou al die vryheid en genesing en oorvloed en alles kom bring. Dit vat 'n bietjie meer as sommer net, daar is dit. En so leer net daarvan. Leer, word geleer. Die werk is groot. God is gelukkig groot ding. En hy stuur ons nie net uit nie. Hy het vir ons toegerus om dit te doen. Kom sluit ons bid. Here, dankie dat ons in U hande is en dat dit 'n veilige plek is. En vanoggend kom bid ek vir elkeen van ons wat hier is, dat U ons sal aanhou gesond maak in die binnekant, noodsaaklik. Ons wil ons verstande aanhou vernuwe. Ons wil aanhou beskikbaar wees en gewillig wees in die werke, Here, in die hande, sodat ons verander kan word van heerlikheid tot heerlikheid, om in die beeld van Christus gelykvormig te word. Ons dank U vir die oorvloed en die lewe en die vryheid en die rus wat U gebring het en wat U moontlik gemaak het. En dankie dat U die gemeente geroep het en geplant het, Here, met spesifiek
daai doel ook. Dis een van ons 4 pilare. Om mense te help om daai vryheid te kom wat U gebring het. Sal asseblief help daarmee, lei ons in wysheid, Here. Lei ons in die openbaring in ons eie harte van wat dit beteken om toegerus te wees deur God Almagtig, om die autoriteit te hê wat U vir ons gebring het en gegee het ook, in U naam. En Here, dit maak ons groot voel en dit maak ons nederig. Dankie vir die voorreg om deur U gebruik te word. Ek wil in 'n besonderse manier ook kom bid in hierdie tyd en in hierdie week wat kom, vir hierdie mense, Here, elkeen in hierdie gemeente se beskerming. Ek bid dat U engele sal bevel gee aangaande hulle elkeen, om saam met hulle te begin, om hulle op te pas. En ek spreek oorwinning en groei in elke opsig uit oor hierdie gemeente. En dat die werk wat God beplan het vir hierdie plek sal gedoen word ten spyte van. Satan, jy is 'n verslaande vyand. En ek bind jou werke oor hierdie gemeente en oor hierdie plek. Ek seën hulle, Here, met U voorspoed, oorvloed, guns in hulle werkplek. Bring ons veilig by mekaar op U bestemde tyd. In Jesus se naam. Amen. Amen.